Goeiemôre julle awesome mense. Ek wil vir jou sê as jy jou Bybel het by jou vandag, maak dit asseblief saam met my oop by Markus hoofstuk 1. Ek is regtig bly dat jy ingeskakel is saam met my vandag op hierdie heel eerste week van ons splinter nuwe reeks. Ek glo in jou. So terwyl jy blaai na Markus 1 toe, dink hieroor vir 'n oomblik. Stel jou voor, hierdie week reg oor die wêreld is daar miljoene en miljoene Christene wat bymekaar kom om God te aanbid en sy naam groot te maak. Miljoene gelowiges wat hul lewens neerlê om net vir God te eer en sy naam te besing, sy roem bekend te maak. Oral op hierdie aarde is geesvervulde gelowiges wat hul lewens vandag aflê om Christus te verheerlik. En as jy dink daaroor, alles het begin omdat 'n Vader in sy seun geglo het. Ek gaan dit weer vir jou sê, alles het begin toe 'n Vader in sy seun geglo het. Markus hoofstuk 1 vang vir ons die heel begin van God se seun Jesus se openbaring of sy openbare bediening vas. En ek wil jy saam met my verlees vanoggend in vers 9. Op 'n dag kom Jesus ook daaraan. Hy het die hele pad van die noorde afgekom van Nasaret in die provinsie Galilea. Daar gekom het Johannes hom in die Jordaan gedoop. In vers 10 sê, toe Jesus na sy doop uit die water kom, was dit of die hemel oopskeer. Iets wat soos 'n duif gelyk het van bo af gekom en neergesak. Dit was die Heilige Gees. Ek wil hê dit vir 'n oomblik net kan indink. En dan vers 11 wat vir ons sê, en dit is seker vir my een van die mees emosionele verse in die hele Bybel. 'n Stem uit die hemel praat. Dis God self wat met Jesus praat en hy sê hardop vir almal om te hoor. Jy is my geliefde seun, oor jou is ek baie bly. Nou ek kan myself net indink hoe baie daardie publieke bevestiging vir Jesus moes beteken het. Want dink net vir 'n oomblik daaroor. In tye wat hy deur beproewing moes gaan, of in versoeking van die bose, al die pyn, die opoffering, die gehoorsaamheid, selfs tot die dood aan die kruis. En ek kan net voorstel hoe baie keer Jesus teruggegaan het na daardie oomblik toe sy pa hardop vir almal gesê het, hey, kyk hier, dis my seun, sien julle hom? So ek wil vir jou dit sê, God het hom bevestig, nie toe hy 'n A gekry het op sy wiskunde toets in graad 5 nie, of toe hy sy eerste 3 gedruk het nie, of toe hy sy eerste miljoene in besigheid gemaak het nie, maar toe hy gedoop is. Jesus se bediening het nog nie eers begin nie. Hy was slegs gehoorsaam gewees aan die woord. En God sê, dis my seun, ek's trots op hom. Jesus, jy het dit. Jy's ongelooflik. Ek is lief vir jou, ek is trots op jou. Jy bring my vreugde. En basies eintlik wat die Vader kom sê het in die publiek vir die seun is, ek glo in jou. Luister, ek glo in jou. En ek wil glo dat die Gees van God wil vandag vir baie van julle presies dieselfde sê. God wil vir jou wys net hoeveel hy in jou glo. Maar as jy die teks mooi lees in Markus 1, sien jy iets interessant. Reg na die Vader se bevestiging kom die duiwel se versoeking. Direk nadat die Vader hom bevestig het, gaan Jesus die woestyn in om te vas en te bid, en die bose verskyn en versoek hom 3 keer op 3 verskillende maniere. Want ek beloof vir jou, wanneer die Vader jou bevestig, wil die vyand jou probeer ontspoor. Ek wil vir jou eintlik so sê, mark my words. Jou geestelike vyand gaan probeer keer wat God in jou wil doen. Maar Jesus, hy het deurgedruk deur dit alles. En met die Vader se bevestiging in sy hart, het hy die versoeking oorwin en dadelik daarna gaan roep hy 12 van die mees onwaarskynlike, oorgesiene, onopgeleide ouens en sê, kom, los dit wat jy dink belangrik is en volg my. Ek sal jou wys wat regtig saak maak. Ons gaan saam die lewe doen. Ek sal jou alles leer wat jy moet weet en jy kan die wêreld totaal verander. En dis presies wat hulle gedoen het. Vir 3 jaar het hulle nie 'n Bybelskool bygewoon of een of ander formuleklas bygewoon nie. Hulle het letterlik net die lewe saam met Jesus gedoen. Hulle het saam met Jesus geleef. En ek het hy het gekom en het hulle geleer soos hulle gegaan het hy hulle hom vrae gevra en hy het hulle geantwoord en hy het die lewe van homself in mense in belê. Aan die einde van daardie 3 jaar het een van die mees emosionele oomblikke seker in die geskiedenis gebeur. Hy kyk na die 11 getroues, want Judas het hom obviously verraai, maar na sy opstanding kyk hy na hulle en hy sê basies, luister, ek glo in julle. Ek moet weggaan, maar ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur.
Dit is selfs beter as ek self, want jy gaan die Vader in jou hê. En hier is jou opdrag, gaan na al die nasies toe, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Gaan oor die hele wêreld, julle 11, julle kan die wêreld verander. Hoekom? Want ek glo in julle. En hier sit ons nou, meer as 2000 jaar later, miljoene Christene versprei oor die hele wêreld, en dit het alles begin omdat 'n Vader in sy Seun geglo het. Daai gedagte is vir my so awesome. Daar is 'n ongelooflike vers waar Paulus met die Korintiërs praat, en so eenvoudig soos wat dit kan wees, as jy dit in een sin wil opsom, het hy basies die volgende gesê, en dit is in jou notas. Lees saam met my. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Wat hy eintlik om sê is, Christus is my model, my mentor, ek volg hom. Ek loop dalk net 'n bietjie langer saam met hom as jy, ek's dalk net 'n treukie nader aan hom, maar ek kan nie alleen na hom toe gaan nie. En as jy saam met my kom, wil ek jou saamvat. Ek gaan hom volg, en ek wil jou saam met my neem. Ek gaan met jou deel, ek weet wat jou gaan help, en soos ek nader aan hom beweeg, gaan ek jou help om ook nader aan hom te beweeg. Dan wat hy sê is volg my voorbeeld, soos wat ek Christus volg. Nou hier is waarmee ons met hierdie hele reeks op pad is. En ek gaan dit vir jou so vertel, vandag gaan ek met die opkomende generasie praat, die van julle wat jonger is, wat besig is om jou merk te maak, en 'n verskil te bring. Volgende week wil ek vir jou wys hoe ons die volgende generasie kan beïnvloed. Want ons gaan, ek wil graag met jou praat oor ouerskap, maar dis baie meer en baie breër as net ouerskap. Want al behoort jou ouers die belangrikste invloed te wees in jou lewe of in 'n kind se lewe te wees, kan jy dit nooit, maar nooit alleen doen nie. Ons gaan kyk hoe die liggaam van Christus betrokke moet wees in ons kinders se lewens. Want vandag glo baie ouers die leuen dat sukses beteken jy het 'n gelukkige, goed opgevoede, onafhanklike kind grootgemaak. En dan voel ons wel, dis goed genoeg, en dit mag dalk wees. Maar die skrif leer ons eintlik dat ons kinders moet grootmaak met 'n radikale Christus gefokustheid. Met ander woorde, ons fokus moet Christus wees. Die grootste doel in die lewe is nie om die beste hoërskool rugby speler op te lei nie. So volgende week gaan ek ons mooi kyk na hierdie paradigma en hoe om hierdie paradigma te breek. En dan in week 3 gaan ons oor die rol van die kerk in geheel praat. Ons gaan kyk na 'n ongelooflike verhouding tussen die apostel Paulus en 'n jong man met die naam van Timoteus. So ons gaan sien hoe Paulus saam met Timoteus geleef het, hom gehelp het en hom gementor het. Nou Emiel gaan in week 3 met jou gesels, hy gaan jou leer dat elkeen van julle 'n Paulus in jou lewe nodig het, iemand wat in jou glo, en terselfdertyd het elkeen van julle ook 'n Timoteus nodig, met ander woorde, iemand in wie jy kan glo. So die plan is om jou te help om iemand te vind wat in jou glo, en om jou toe te rus om in iemand anders te belê. So in week 4 gaan ek dan alles saamvat met die hele ek glo in jou reeks, want Jesus het mense gevind toe niemand anders in hulle geglo het nie, en hy roep ons om presies dieselfde te doen, om in mekaar te glo. So die rede waarom hierdie reeks so diep in my hart lê is, omdat ek vandag doen wat ek doen, omdat daar 'n paar mense was in my lewe, wat in my geglo het, en in my belê het, en my lewe kom verander het, en steeds doen. Ek doen vandag wat ek doen, omdat iemand in my geglo het, en ek wil hê, jy moet weet, dat ek glo in jou. Ek wil spesifiek met 'n opkomende generasie praat vandag, en hier is die ding, jy vra dalk, as ons praat oor 'n opkomende generasie, watter ouderdom is dit? Wel, ek wil vir jou eintlik sê, ek weet nie presies nie, maar ek gaan vir jou wel sê, ek dink is omtrent so 30 of jonger. En as jy so 30 of jonger is, praat ek eintlik vandag direk met jou. En as jy dalk 31 is en jy wonder wel, is ek nou gediskwalifiseer? Dan wil ek vir jou sê, nee man, moenie een van daai ouens wees nie. Ek wil jy met my hart hoor agter hierdie boodskap vandag. En ek wil vandag vir jou wys wat ek glo. Dis net my opinie. Jy kan met my verskil, jy het die reg om verkeerd te wees. Ek wil vir jou wys wat ek dink die 3 grootste versoekings of uitdagings vir hierdie jong generasie is, en dan wil ek afsluit met wat ek glo jou grootste krag is. So kom ons kyk na die 3 groot versoekings vir hierdie opkomende generasie. En die eerste een glo ek,
is 'n generasie wat voel hulle het reg op alles. Ons noem hulle die entitled generation. Nou, ek wil vir jou sê vandag is nie jou skuld nie. Jou ouers was besig en albei het gewerk, so hulle het jou alles gegee wat jy wou hê. Jy wou dit hê en hulle het dit probeer kry. Jy was beskermd teen alles. Jy het 'n helmet gedra net om op die sypaadjie te loop in geval jy dalk val en 'n ou skrapie sou kry. Jy dalk nooit verloor nie. Want toe ek groot geword het, moet ek vir jou eerlikwaar sê, ons het actually gewerk om 'n trofee te kry. Vandag kry jy 'n trofee net om op te daag. Jy kry laaste plek en hulle sê vir jou wel gedaan Johan, julle almal is wenners. So jy is grootgemaak met hierdie mentaliteit van ek verdien hierdie. En nou sien jy 12-jariges wat dink dis kindermishandeling as hulle nie die nuutste iPhone kry nie. Hulle sê goeie soos, wel hoe kan ek leef met hierdie ou model? Ek soek 'n nuwe een. En wat gebeur is dat 25-jariges voel hulle verdien dieselfde leefstyl as hulle ouers wat 55 is en hulle maak skuld om daai leefstyl te kry. Die gevaar, die meeste jong mense het 'n goeie lewe en hulle voel hulle verdien dit. En wanneer iets verkeerd loop, is hulle kwaad vir God. Hoe baie van ons het daai gehoor? Ons sê hoekom het u nie vir my deurgekom nie? Hoekom het u nie vir my dit gegee nie? En as dinge goed gaan, kry God geen eer nie, maar as dinge sleg gaan, kry God al die skuld. Dis baie gevaarlik om op daai plek van jou geestelike lewe te wees. En jy moet weet, dis tipies van jou generasie vandag. En jy kan dit oorwin. Tweede versoeking wat ek met jou oor wil praat is, 'n generasie wat versoek word om waarheid self te definieer. So baie van julle is grootgemaak met die idee dat daar geen absolute waarheid in hierdie lewe is nie. Dis snaaks, want om te sê daar is geen absolute waarheid nie, is self 'n absolute stelling. En die mentaliteit is, as dit goed voel, as dit my gelukkig maak, dan moet dit mos dan die waarheid wees. Craig Rochelle skryf in sy boek The Christian Atheist oor mense wat sê hulle glo in God, maar leef asof hy glad nie bestaan nie. Dis 'n generasie wat sê, wel ek is 'n Christen, ek glo in God, maar ek doen wat ek wil. Dis mos nie sonde as dit my gelukkig maak of ek voel goed daaroor nie. Luister, ek wil vir jou sê, sonde is lekker vir 'n rukkie. Die Bybel sê dit ook. Die Bybel sê sonde is lekker vir 'n seisoen en dan lei dit tot die dood. Dis soos om te nies. Dit voel lekker in die oomblik as dit uitkom, maar dan is daar snot oral. En die waarheid is nie 'n konsep nie, die waarheid is 'n persoon. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek wil vir jou so sê, as jy hom verwerp, jy gaan verseker swaar tye beleef. Derde versoeking wat ek glo, hierdie generasie face op hierdie oomblik is 'n generasie wat groot mens wees uitstel. En baie van julle dink, wel ek sal later 'n groot mens wees. Of jy sê jou hele lewe lank, dink ek as jy vertroetel, so jy dink volwassenheid kan wag. Dr. Tim Elmore in sy boek The IY Generation sê, hy het navorsing gedoen oor die vraag, wanneer word jy 'n groot mens? En die jong generasie se mees algemene antwoord is nie wanneer ek my bestuurslisensie kry, of wanneer ek matriek klaar maak, of wanneer ek kan stem, of wanneer ek kan trou nie. Die antwoord wat hulle gee is die volgende. Hulle sê, wanneer ek my eerste kind kry, dan is ek 'n volwassene. En omdat mense trou en kinders later kry in die lewe, het ons nou 'n generasie tieners, 20-jariges en selfs 30-jariges wat nog voel soos kinders in 'n volwasse wêreld. Hulle wil die voordele van volwassenheid hê sonder die opoffering. En daai is ongelooflik gevaarlik. Hoekom? Want jy sien 'n 15-jarige sê, ek het nie 'n werk nodig nie. 'n 18-jarige sal sê, my ma en my pa betaal nog vir my. Of 'n 20-jarige sal sê, hulle betaal nog my versekering. Of 'n 28-jarige sal sê, ek is nie getroud nie, so dis nog nie regtig die volwasse lewe nie. Of hulle sal sê, soos hierdie werk is nie regtig my werk nie, die regte lewe begin eers later. Luister mooi, ek wil vir jou sê, die regte lewe begin nou. Hierdie uitstelmentaliteit steel jou roeping. Die waarheid is, regte lewe, dit begin nie later nie, dit begin nou. En ek glo die hier generasie is in baie opsigte beroof daarvan om die groot verskil te maak waarvoor God jou geroep het. Die lewe begin nie later nie, ou. Die lewe begin vandag. En dis hoekom ek glo hierdie 3 groot versoekings so gevaarlik is vir hierdie generasie. Maar nou wil ek vir jou wys wat ek glo hierdie generasie se absolute grootste krag is. En as hierdie een krag
deur die Heilige Gees bemagtig word, kan dit elke versoeking oorheers, elke leuen vernietig en jou maak tot die mees strategiese generasie vir Christus in ons tyd. So die grootste krag van jou generasie is juist dit. Julle is die mees cause-driven, sending-gefokuste generasie in moderne geskiedenis. Daar is iets in julle wat eenvoudig net anders is. In my ouers se tyd het hulle nie veel omgegee oor ander mense of ander lande, armoede of siekte nie. Maar ons generasie, ons gee om. En daar wil ek vir jou sê vandag, dis 'n gawe van God in hierdie wêreld. Ons dra hierdie stem in ons hart wat sê, ons moet 'n verskil maak. Ek weet jy voel dit brand soos die binnekant in jou, en baie van julle wil nie net 'n werk hê om geld te maak nie. Jy wil 'n werk hê wat jy geniet, maar ook 'n verskil kan maak. Jy soek 'n saak, dis hoekom jy wakker lê oor dinge wat ander mense ignoreer. Jy's dalk nog nooit in Afrika gewees nie, maar net om te hoor hoe kinders wat doodgaan oor vuil drinkwater, breek jou hart en jy voel geroep om iets daaraan te doen. Of iemand vertel vir jou, soos wat met my gebeur het 5 jaar terug toe ek 'n coffee company begin het, vertel jy van human trafficking, en ek het myself wonder soos, okay, maar ek het al die fliektyken gesien, ek het al so 'n bietjie gesien waar dit gaan, maar toe ek regtig waar gehoor het, waar dit gaan, ek het letterlik, ek was geskok geweest, dat sulke goed in ons eie land gebeur. En ek kon nie slaap nie, en ek voel siek van hierdie gedagte, en ek voel by myself, ek moet net iets doen. En ek sal onthou, ek en Johan, wat my besigheidsvernoot is, toe ons as coffee company begin het, het ons juist hierdie cause ingesit, dat deur om ons koffie te koop, is daar seker van die winste wat gaan ten opsigte van 'n liefdadigheidsorganisasie met die naam van Brave to Love, wat die goeie geveg teen menseslawerny of human trafficking doen, en ons het ingekoop in daai en gesê, maar ons wil graag hê ons werk of ons maatskappy moet 'n cause kan support. Maar dit kan selfs in klein goed wees. Jy het dalk 'n vriend wat kanker het en jy's bereid om jou kop af te skeer vir R50 om R50 in te samel, net omdat jy voel jy kan nie net stil sit en jy moet 'n verskil maak. En hier's die ding, dis 'n kragtige geskenk van God. Julle is 'n doelgedrewe, sending-gefokuste generasie, maar jou geestelike vyand probeer jou wys maak dat regte lewe eintlik maar eers later begin, dat jou roeping nog so 'n klein bietjie kan wag. Nou, Paulus het vir Timoteus, sy geestelike seun, iets gesê, wat vandag jou vers moet wees. En ek wil hê jy saam met my lees, 1 Timoteus 4 vers 12, sê, niemand moet jou laat voel dat jy te jonk is nie. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in jou woorde, jou gedrag, jou liefde, jou geloof en jou reinheid. Hy het selfs op Timoteus goed gesê, soos, moenie bang wees nie. God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde, en van selfbeheersing. Paulus sê, ek gaan my hande op jou lê, Timoteus. Ek gaan 'n gebed van geloof bid, en die Heilige Gees gaan die gawes in jou opwek. Want Timoteus, daar is meer in jou. Daar's meer in jou. En ek wil dit vandag vir jou ook sê, wat kyk, daar's meer in jou generasie. Ek wil hê jy moet hoor, daar's meer in jou. Moenie hierdie leuen kom staan en glo wat die vyand vir jou vertel nie. Paulus, 'n geestelike pa, praat met sy geestelike seun. En ons leef vandag in 'n wêreld vol paaloosheid. Want baie vaders is daar, maar hulle is nie regtig daar nie. Hulle is besig en hulle is afwesig van hulle huise. En Paulus sê toe vir Timoteus, lees weer saam met my, 1 Timoteus 4:12, moenie dat iemand op jou neersien omdat jy jonk is nie. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in jou woorde, jou lewe, jou liefde, jou geloof en jou reinheid. Luister mooi, ek wil vir jou sê, moenie dat iemand jou uitpraat om te doen wat God jou vandag roep om te doen nie. Jy's nie op die waglys nie, jy's nie aan die beurt volgende nie, jy is aan die beurt nou. Ons hoor so baie mense sê, ag, die jong generasie, hulle is die kerk van môre. Ek wil vir jou sê, nee, julle is nie die kerk van môre nie, julle is die kerk van vandag. Dis jou kerk. Dis nie net jou ma en jou pa se kerk nie, dis jou kerk, en jy moet dit glo. Moenie dat iemand vir jou ontmoedig en vir jou sê, maar omdat jy 13 is of 18 of 25 of selfs 32 en jy voel soos 'n kind in 'n groot mens wêreld nie. Moenie dat iemand jou verhinder om die plan van God vir jou lewe nou verhinder om jou plan vir God nou uit te leef nie. Ek probeer hierdie waarheid vir my kinders ook leer. En ek wil, as ek met my kinders praat, ek kan onthou oomblikke soos
Luamay wat my oudste is, op daai stadium was sy 5 jaar oud gewees, dan roep ons mense vorentoe in die kerk vir genesing om te bid vir hulle. En ek het van kleins af wat ek agtergekom, wel Luamay, toe sy klein was, agtergekom, dat hierdie kind van my sit met 'n gawe van genesing. En as hy bid vir mense wat siek is, dan word hulle gesond. En ek sou oomblikke kry wat ek vir haar sê, luister, kom vorentoe saam met my, en dan vra ek vir die persoon, kan ek vir toestemming, kan ek laat my dogter miskien dalk net 'n hand op jou lê, en dan begin sy saam met my te bid, ek lei haar in gebed, en soos wat sy meer vertroud begin raak het in dit, het daai 5, amper 6-jarige dogtertjie vir mense begin bid. Ek glo dat daai generasie van mense het nodig om op te staan, om nie 'n limit op ons kinders te plaas nie. Vandag lei daai dogter van my, lei sy worship in ons kerk. Sy is een van ons mense wat voorloop in baie van die leierskapsgoeders wat daar gebeur, vat sy verantwoordelikheid, maar is omdat ek as 'n pa in haar geglo het. En ek wil vandag vir jou sê, ek glo ook in jou. En dis wat God vandag sê. Hy sê, ek glo in jou, staan op. Moenie verder uitstel nie, staan op. En ek sê vir jou vandag, dat ek wat Rochey is, glo ook in jou. Daar is 'n plek vir jou, die antwoord is ja, jy kan dit doen. Doen wat God jou geroep het om te doen. En jy kan ook sê, wel, ek glo in God, maar ek wil vandag vir jou sê, God glo actually meer in jou. Verstaan jy daai oomblik? Hy glo in jou. Weet jy of jy al die fliek The Count of Monte Cristo gesien het nie? Maar daar is 'n oomblik wat Monte Cristo verkeerdelik in die tronk ingegooi was, en hy het sy geloof begine verloor as gevolg van al die jare wat hy onregverdig in die tronk geplaas is. En een van sy selmaats het onderdeur gegrawe, en hy het eintlik na die verkeerde rigting toe gegrawe, waar hy toe deurkom in Monte Cristo se sel. Die verhouding het so begine bou, hierdie ou was 'n priester gewees, en die Count het begine sê, luister hierso, of hy het met hom begine praat oor God, en dan sê hy goeie soos, ja maar, ek glo nie in God nie, en ek sal nooit vergeet wat daai priester vir hom terug sê nie, hy sê, dit maak nie saak nie, hy sê, hy glo in jou, en ek wil vandag vir jou sê, God glo verseker in jou. Vir hom is dit ook 'n oomblik soos wat hy met sy seun gemaak het, toe daai hemel oop geskuif het, kyk hy na jou, en hy kyk nie op prestasies nie, hy kyk nie wat jy verkeerd gedoen het, of al selfs reg gedoen het nie, hy kyk na jou gehoorsaamheid, en hy sê vandag, luister, ek het jou, ek glo in jou. Jy is, en jy moet verstaan, jy is in hierdie oomblik presies in geskiedenis geplant waar jy moet wees, want hierdie is die beste tyd vir jou om nou God te verheerlik. Nie 'n ander tyd nie, jy is spesifiek gemaak vir hierdie oomblik en van hierdie tyd. En hy het vir jou geestelike gawes gegee. Ek gee nie om of jy 13 is nie, of jy, en as jy 'n gelowige is, wil ek vandag vir jou sê, dieselfde Heilige Gees wat in 'n 13-jarige woon, is dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, en daai selfde Gees lewe binne in jou. Jy hoef nie 60 te wees om deur God gebruik te word nie. God glo nou in jou. En luister mooi, jy het hom nie gekies nie, hy het jou gekies. Hy het jou uitgekies, jy sy uitverkore geslag. En dis wat ek van hou wat 1 Petrus 2 vers 9 tot 10 sê, en ek wil graag jy moet dit saam met my lees. Daar staan, julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle sy lof kan verkondig. Hy wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër nie 'n volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het vroeër nie ontferming ontvang nie, maar nou het julle ontferming ontvang. Al vir jou sê, moenie God se werk in jou lewe uitstel nie. Jy sê dalk, maar ek het die mekaar geraak met my boyfriend of my meisie, ek het die verkeerde goed gedoen, en daai goed hang hier oor my kop, en ek wil vandag vir jou sê, luister mooi, ek wil vir jou sê, kom oor dit, dat die bloed van Jesus jou sonde weg was, staan op, niet en vergewe, en doen vandag wat God jou roep om te doen, want daar is 'n generasie en mense daar buitekant wat wag vir jou, in reikhalsige verwagtinge, dis wat Romeine 8 van praat, vir die openbaring en openbaarmaking van sy seuns. Die wêreld wag dat jy sal ophou tyd mors en sal opstaan, want jy moet een ding verstaan, jy is die volk van God. En vir almal wat dink, ja, ek sal dit vir my kinders sê, ek wil vir jou sê, nee, ek sê vir jou, jy moet dit in hulle belê. Dis iets wat jy nie net vir hulle moet sê nie, dis iets wat jy moet uitloop, is vrug wat jy as 'n ouer openbaar ten opsigte van jou kinders. En die tyd dat ek klaar is met hierdie reeks, as jy nie in die jonger generasie belê nie, dan wil ek vandag vir jou sê,
dan is jy seker een van die mees selfsugtigste mense wat ooit geleef het. Ek staan absoluut vas by hierdie woorde, dat ek glo dat ons moet belê in die volgende generasie. Jy kan nie net leef vir jouself nie, want dit is 'n absolute selfsugtige lewe. Die Engels sê dit so mooi, is you're a self-absorbed man. Die liggaam van Christus, ons geloof, dis nie net daardie bywoning van dienste nie, dis verhoudings, dis die intentionele lewe saam doen met mense. Mentorskap is nie hierdie formele kantoor besoek met punt nommer 1 en hier gaan ons nie. Nee, Paulus sou vandag vir Timoteus gesê het, kom ons gaan drink dalk 'n koffie by Pleithou en gesels. Hulle sou WhatsApp gesprekke met mekaar gehad het, sou dalk iets geklink het soos, ek het 'n vraag, wat doen ek in hierdie situasie? Of, is er dalk iets gewees soos, hey, ek gaan deur 'n moeilike tyd, bid asseblief saam met my. Ouer generasie, ek sê vandag vir julle, jy het nog steeds 'n Paulus nodig, en jy het 'n Timoteus nodig. En so gaan ons dit in hierdie kerk begin te doen, en begin uitleef. Ons identifiseer 'n Paulus in ons lewe, teenoor wie ons in accountability kan staan, 'n mentor in ons lewe. En ons kyk na Timoteus, met ander woorde, iemand wat jy in kan belê, en wat jy 'n mentor voor kan wees. En as jy 'n Christelike besigheidsman is, wil ek jy moet ten minste 3 ouens saam met jou vat en hulle leer om sterk te staan vir Christus, hulle rykdom te gebruik vir God se koninkryk en suksesvolle koninkryks besigheidsmanne op te rig, dat hulle dit word. En jy sê dalk vandag, Alsy, ek het nie tyd vir dit nie. Ek wil vir jou sê nee, jy kies om nie tyd te maak nie. Dis nou tyd om op te staan, en dis nou tyd om in mense te begin belê. Dis nou tyd om 'n mentor te wees vir 'n generasie wat sonder mentor sit. Ek wil eintlik vir jou sê 'n generasie van paas wat sonder paas sit. En daai vader is nie 'n titel nie, daai vader is 'n funksie. Ek praat selfs met die vrouens ook. Dis nie 'n geslagsding nie, it's not a gender thing. Jy kyk na die generasie daarsin, jy staan in die gap vir waar daar nie 'n ma was nie, vir waar daar nie 'n pa was nie. Staan jy in die gaping van dit en jy begin die mentor vir daai jong seun of jong vrou te wees. En dan gaan jy sê, volg my voorbeeld, soos ek Christus volg. Kom saam met my, leef saam met my, stap saam met my, soos ek sy voorbeeld volg. En soos ons dit doen, sal God se gees die volgende generasie toerus en bemagtig om die kerk te wees en die wêreld te bereik vir Christus. Ek wil hê jy moet asseblief jou oë sluit saam met my en ek wil graag vir jou bid. So Vader, ek bid vandag dat U Heilige Gees sal doen net wat U kan doen. Here, ek kan nie mense oortuig nie, maar U kan. Here, leer ons, o God, leer ons om disippels te maak, te bou en te glo in die wat na ons kom. Ek wil vandag vir sê dankie dat ons hierdie oomblikke kan saam deel, oomblikke waar ons kan ervaar hoe U Gees met ons praat en goed binne in ons wakker maak, oomblikke wat ons besef, maar God praat nou met my in hierdie oomblik. Ek is nie net iemand wat op my bank sit en net iemand is wat niks gaan doen vir die volgende generasie nie. If it's gonna be, it's up to me. Dis daai mentaliteit wat by ons begin leef en begin kweek in ons harte. En ek wil vandag vir U sê dankie Here, dat U ons as mense nie net los waar ons is nie. As mense vandag kom en sê, Here, ek wil terugdraai na U toe. Here, weet ek U soos 'n pa wat sy arms oop staan en U sê vandag ek ontvang jou. En dalk is dit dalk jou geleentheid net in hierdie oomblik om net te sê, Here, hier's my hart. Here, ek kom weer na U toe. Ek wil sê jammer, vergewe my vir my verkeerde voetfoute, vergewe my vir my sonde. Ek wil regmaak met U en ek wil graag daai generasie wees waarvan Rochelle vandag gepraat het. Ek wil opstaan en ek wil leef vir 'n doel. Ek wil voel en ervaar hoe U Gees deur my werk en deur my beweeg en kan sien hoe ek in hierdie generasie 'n Paulus is vir iemand en in hierdie generasie ook 'n Timoteus is wat die voorreg het om dit te geniet vir iemand wat in my glo. Dankie Here dat U vandag oor elke mens se lewe dit spreek. Ek glo in jou. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy saam met my ingeskakel het vandag. Het was vir my so lekker om hierdie reeks vandag saam met jou af te skop. Ek wil vandag vir jou sê, waar jy ook al loop en wie jy ook al sien, begin met hierdie woorde in jou hart rond te loop en vir mense te sê, hey, ek glo in jou.